So 10 jaar terug het die Here die eerste keer dit op my hart gelê om gebeurtenisse wat in my lewe aan die gebeur is te deel. En daardeur my testimonie te begin deel. Wat bietjie anders lyk as wat mense baie keer gewoond is aan 'n testimonie. Want 'n testimonie sien mense baie keer as hierdie was my uitdaging, hier is die verloop van goed wat gebeur het en hier het die Here vir ons deurgekom. En dit is baie keer maklik om dan met ander mense te deel nadat alles gebeur het. Dit is baie gemakliker om dit op daai manier te deel, want die Here het deurgekom. Ek is okay. Alles is wonderlik. Maar wanneer jy moet deel en wanneer jy deel, wanneer dinge nie so lekker is nie, dit is dan wanneer jy besef dat al het jy nou al vir 10 jaar opgewerk aan jou pride en om nederig te wees en om nie judgmental te wees teenoor ander mense nie en om op die Here te vertrou, bly daai menslike geneigtheid om te dink, oh my word, jy weet, wat gaan mense dink? Ek wil nie mense met my jammer kry nie. En toe ek Woensdag by ons community deel oor wat aan die gebeur is en wat gebeur het, wat ek nou sal deel, was dit so 'n bietjie makliker geweest, want dit was in 'n klein groepie geweest. En die Bybelstudie wat ek op donderdagoggend lei, was dit ook redelik maklik om dit daar te deel, want dit is ook vriendinne en sissies in Christus en om dit daar te deel. En maar joh, toe ek Woensdag, Saterdag voel die Here lê dit op my hart om vir my komleader te sê, hoorie, ek voel ek moet regtig dit wat ek Saterdag met julle gedeel het in die kerk deel. En laat weet vir my wat jy weet almal sê en of jy weet of die persoon wat Sondag se diens gaan lei of hulle reg is daarmee. Dit was dit bietjie moeiliker geweest. Maar wat dit makliker gemaak het is ek was oortuig daarvan dat die Here dit van my verwag en ek moet gehoorsaam wees. Nou, soos ek genoem het, hierdie is deel 1 van hierdie testimonie. Ek hou dit kort sodat julle die ander dele ook kan kyk, want mense hou ons deesdae nie van langer video's nie. So die tweede deel. Dit was so 'n paar maande terug, toe so 2 maande terug, dat ek toe nou hoor en besef dat ons vir 2 maande nie ons tiende betaal het nie. En ek en Louis het nog altyd ons tiende betaal. Selfs toe ons op Pretoria gebly het en ons het nie eers geweet baie keer wat ons gaan eet en hoe dit gaan gebeur nie. En jy weet en ek dink wat wonderlik is in 'n huwelik waar albei die Here dien, wanneer een nie so sterk voel nie of waar die een oorweldig is, kan die ander een by nie te step it up. En ons was by 'n kerkgathering gewees en ons het daar weggestap en dit was 'n haai gewees en ons was baie encouraged gewees. En toe ons in die kar klim, ek weet nie ons oor begin praat het nie. Toe sê my man net, hier is soveel uitdagings en soveel goed wat betaal moet word. Jy weet, hy weet nie, jy weet hoe hierdie maand wat kom gaan lyk nie. Jy weet ons moet nou ons goed begin betaal. En hy weet nie ons tiende gaan betaal nie. En ek het vir hom gesê, Lawie, ons moet ons tiende betaal. Ek voel ons weet dit is wat ons moet doen, maar die Here druk dit op my hart. Ons moet gehoorsaam wees. En daar was so half 'n jy weet daai stilte in die kar wat jy weet jy nie wil hê nie. En hy het my gevra as ek kwaad voel en ek sê nee, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek voel net regtig ons moet obedient wees. Ek weet op papier maak hierdie nie sin nie, maar dis wat die Here van ons verwag. Hy was op sy foon besig met iets en die volgende oomblik gee hy vir my sy foon en hy sê, "Okay, druk by." En ek het by gedruk vir ons tiende voor enigiets anders betaal is of afgegaan het. En ek dink waar 'n bietjie verlede waar ek angstig sou wees of dink, "Oh my word," het ek so 'n sense of relief gehad. Asof daar so groot gewig van my skouers af is. En ons altyd in die kar gesit en ons het dadelik net gebid en gesê, Here, ons weet nie hoe hierdie gaan werk nie. Ons weet wat hierdie maand moet gebeur en hierdie maak nie sin nie. Maar ons gaan nie vertrou en ons gee met 'n bly hart. Julle het ons huis toe gery en dit was nie lank na dit nie. Toe die eerste uitdaging en die tweede uitdaging en die derde uitdaging en die vierde uitdaging en die vyfde uitdaging en die sesde uitdaging gekom. Ek dink dis net 6, ek het opgehou tel. En dan kry mens jou oomblik wat jy dink, "Joh, Here, ons het eintlik gevra dat U vir ons net help." Okay? Soos sal U net vir ons voorsien. Dis wat ons het, dis wat nodig is. So ja, en nou kom daar nog meer uitdagings. En dis nie klein uitdagings nie. Ons het 'n eiendom in Johannesburg en daai persoon is net weg. Hy het nie sy huur betaal nie. Die agent kry hom nie in die hande nie. Dit is goed soos daai wat gebeur. Nogal crucial goed. En jy kry jou oomblikke, want ek dink dis maar 'n menslike ding wat jy oorweldig voel en ek moet sê, ek het Woensdag ons so gevoel. En ek was actually 'n bietjie laat vir community gewees. Dis ook hoekom ek gedeel het by die community, want ek het nog gesê hoekom ek so laat was. En ek het vir 'n oomblik net 'n bietjie oorweldig gevoel met alles wat in die gebeur is. En ek het net besef, weet jy, ek moet nou stilte tyd hou, ek moet tyd saam met die Here spandeer en ek moet die Here nou loof en prys. Dit is waar my fokus nou moet wees. En ek het dit gedoen en die Here het my regtig net so kom bemoedig en soveel so dat ek vir Louis kon bemoedig het. En ek is community toe en alles en volgende dag weer uitdagingkies en donderdag aand toe val weer my oudste
En ek sien aan sy arm, okay, hierdie is 'n geval van dalk korteksdrale. En ek was genoodsaak om hom na die hospitaal in Somerset West te vat, want ek het nie geld gehad om hom na 'n dokter of hospitaal toe te vat nie. En ons was daar tot 11:30 toe gewees. En op 'n stadium het ek gery net om vir hom 'n pakkie chips te gaan koop, want ons is so vinnig by die huis weg. En toe ek na my kar te stap en ek spraai oomblik alleen, toe sê ek net, Here, dankie dat daar hierdie opsie is. Dis dalk nie 'n gerieflike opsie nie, maar daar is 'n opsie dat ek my kind kan help en dat ek nie, jy weet, 'n rekening gaan hê wat ek nie nou kan betaal nie. En daarvoor sê ek vir u dankie. Hy moet nou donderdag gaan want dat hy nou 'n volgips kry, want daar was te veel swelling gewees. En ek weet donderdag gaan 'n lang dag wees, want ek hoor hoe gaan dit. Maar ek is dankbaar dat daar 'n opsie is. En julle, ek dink wat ek net weer eens opnuut in hierdie tyd kom hoor het en kom leer het en kom besef het, is dat ek het nog 'n pad wat ek met Pride moet stap, want dit is nie vir my maklik om hierdie goed met mense te deel nie. Ek wil mense help. Ek is 'n problem solver. Ek is 'n giver. Ek hou nie daarvan om eers te vra nie. En daarom vra ek nie. En ek het selfs vir my vriendin wat ook in die community was, toe ons kar toe stap, dis ek is dan nou nie vir jou bankbesonderhede stuur, dan kyk ek hoe ek jou kan help nie. Dis ek gaan nie vir stuur nie. Jy weet as jy voor regtig Here sê jy moet, mense kan nie teen Here gaan nie, maar dit is nie kom ek gedeel het nie. Ek het nie gedeel om hulp te kry nie. Dis nie kom ek hierdie video maak nie. Ek maak hierdie video en ek deel hierdie om ander mense te bemoedig om te sê, weet jy wat? Punt nommer 1. Ons moet obedient wees. Punt nommer 2. Ons moet met 'n blye hart gee wanneer ons gee. Ons moet op die Here vertrou, want op die einde van die dag is hy ons voorsiener. He is our provider. Nie mense nie 'n salaris, 'n inkomste of hulp van buitekant af nie. Hy is ons voorsiener. Ons het 'n verantwoordelikheid om mooi te werk met ons geld. En ons kan daarom daai boksie tik. En dan saam met dit moet ons okay daarmee wees om nie ons testimony te deel en met mense te deel wanneer die Here klaar noodwendig vir ons deurgekom het nie. En dat wanneer hy van ons verwag om te deel, selfs wanneer dit rof gaan en jy wil nie dit deel nie en dit skop teen jy weet wie jy is en hoe jy voel en hoe jy gewoonlik dinge hanteer, moet jy gehoorsaam wees ten opsigte van dit. Want dit kan ook net iemand anders bemoedig om te sê, maar wow, ek gaan hier dieselfde. Ek het dalk ook nie my 10de betaal nie. Ek het dalk nooit besef hoe belangrik dit is om my 10de te betaal nie. Ek is dalk iemand wat staat maak om die inkomste in te bring. Ek sien myself as die provider en ek is nie. Dit is die Here. Ek is 'n mamma of ek is 'n pa wat vir my kind sorg en vir my kinders sorg. Jy weet, wat sal ek doen as ek in 'n situasie is waar my kind mediese hulp nodig het en ek moet 'n moeilike besluit soos daai maak? Gaan ek kwaad wees daaroor, gaan ek die Here blameer daarvoor of gaan ek daar sit en sê, Here, baie dankie dat daar hierdie opsie is, dat ek my kind na 'n plek kan vat waar hy goeie behandeling gaan kry. Ja, ons gaan lank wag, maar my kind gaan goeie behandeling kry en dit kan gebeur vir wanneer ek nie nou geld het om dit te laat gebeur nie. Julle, ons moet onthou, ons is die appel van sy oog. As hy, soos wat hy in sy woord sê, as hy vir die mossies kan sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir ons, sy kinders, sorg nie. En jy weet, wanneer jy op 'n plek kom en jy vertrou die Here vir 'n deurbraak, en in plaas van 'n deurbraak in ons menslike oog, is daar net nog meer uitdagings en jy voel half soos, Here, hier moet eintlik na die ander kant toe gaan. Kan jy nog steeds gaan en sê, Here, ek sal U loof en prys ten spyte daarvan, want U is my voorsiener. Ek stap hierdie pad nie alleen nie, ek stap hierdie pad saam met U. En julle, ons het so 5 jaar terug het ons Unsung Hero gekyk en daai tyd al het ek al gevoel ons moet daai prayer wall doen en die lewe het net gebeur. En gisteraand het ek net soos, nee, nou gaan ons sit en ons gaan nou ons prayer wall doen. Ons gaan neerskryf waarvoor ons die Here voor vertrou. Wat ons nodig het. En saam met dit, soos wat ons daai goed neerskryf, soos ons daai goed lees, sê ons met elke ding sê ons, Here, dit is wat ons sien ons nodig het. Kom wys vir ons. Hierdie is 'n need, dis nie 'n want nie. Maar Here, kom gee vir ons 'n deurbraak. En daar is 'n gedeelte waar daar beantwoord is. En ons sit met 'n verwagting hoe U vir ons gaan kom voorsien. Nie op ons terme en ons tyd nie, maar ons is bereid om die pad te stap saam met U, soos wat U dit vir ons beplan. En julle, die feit dat ek daai kan sê, as ek kyk waar ek vandag is, teenoor 5 jaar en 10 jaar terug, toe ons ook deur 'n moeilike tyd gegaan het, dan sê ek, wow, ek is besig om net nog nader aan die Here te beweeg. En daai goedjies wat ek gedink het, ek het dit al onder die knie, doen nou nie. En dit is okay. Ek gaan hierdie pad saam met die Here stap, want ek en my huis sal die Here dien ten spyte van wat daar buite kan gebeur. En ons sal op hom vertrou, want hy is ons voorsiener. En wat 'n voorreg is dit nie om
om te kan sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Julle daai liedjie het my hierdie laaste week, Jesus like, het vir my net soveel beteken. 'n Liedjie wat ons almal baie goed ken, die meeste van ons baie goed ken. En dit het my kom bemoedig. En dis die waarheid. Ja, ek hoop hierdie kan net vir iemand beteken. Ek weet hierdie net uitgehoorsaam. Ek moes die antwoord hê en toe hoor ek jou sê, my pa is